Môre julle, dit is Vrydag. Kan julle glo, die week het uitgeloop, nog hierdie laaste ou daggie en dan kan ons bietjie naweek. En ek hoop julle het lekker geslaap en dat julle koffie het en dat julle reg staan vir 'n splinternuwe dag. En natuurlik is 'n Vrydag niks meer of minder belangrik as enige ander dag nie. Dis nog 'n dag wat ons die kans kry om ons lig in die wêreld te gaan uitleef, soos wat die Here Jesus vir ons gesê het om te gaan doen. Ek wil graag hierdie week afsluit met 'n versie wat ek baie lank terug in my lewe uit my kop uit gaan leer het, omdat dit vir my so kosbaar is. En dit is Romeine 15 vers 13. Paulus sê, mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Nou weet julle, vrede is net 'n gawe van God wat hy aan gelowige kinders gee. Dit is 'n gemoedstoestand waar ek en jy ook saam met Dawid kan sê in Psalm 4 vers 9, hoor net hierdie mooi vers. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. Dis 'n pragtige vers. Ja, ek wonder hoeveel slapelose ure bring ons nie angstig deur nie, nê? Net omdat ons vrede buite God gaan soek het. Ons kastei onsself baie keer onnodig deur op ander plekke te gaan kalmte en rustigheid soek. En wat is jou beloning? Wel, vir baie mense is dit maagswere, slapeloosheid, spanning, noem dit maar op. Weet julle, omdat ons gees in vreedsame harmonie met God moet wees, dan moet ek ook so lewe dat ek in vrede en in harmonie met hom is. 'n gebrekkige verhouding met God maak dit ook onmoontlik om verhoudings met ander mense te handhaaf, goeie verhoudings. Min dinge kan ons gemoedsrus so vernietig as om in onvrede met God en mens te leef. En om hierdie toestand te verander, moet ons verhouding met God deur Jesus gesond wees en ons moet nog steeds dit verstewig elke dag. Ja, die wonder van God se vrede is dat dit 'n neuweproduk is van 'n oorgegewe lewe. Die voorwaarde hiervoor is 'n lewende geloof in die verdienste van Jesus. Vrede in my gemoed is daai stille maar sekere wete dat ek in God se sorg geborge is en dat juis daarom daai geleenthede van die lewe groter is as al my sorge. En as ek God innerlik aanvaar as die bron van vrede en vreugde, en ek deur daai geloof onlosmaaklik aan hom gebind is, dan het ek uiteindelik die eerste tree gegee na gemoedsrus en vrede. God is die bron van ons vrede. Hou op om dit op ander plekke te gaan soek. Jy sal verbaas en verstom wees om te besef en jouself te vra, hoekom het ek dit nie lankal in my lewe gedoen, om die Here met alles te vertrou nie. Kom ons doen dit dan ook. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, my siel dors na vrede, maar dankie dat U die bron van daai vrede is, en dat U alleen hierdie eindelose dors kan les. Help ons om dit by U te vind, in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Julle, wat 'n lekker week, wat ook nou weer einde toe loop. Mag julle 'n geseënde en 'n lekker naweek hê, en volgende week praat ons weer saam. Totsiens.